My tema vanoggend, vlieg hoog, loop ver. Jy kan kies of jy wil vlieg of jy kan loop. Vir die wat bang is vir hoogtes, moet nie bang wees vir hoogtes nie, want wanneer God in beheer is, dan styg ons bo ons omstandighede op. God wil jou 'n boodskap gee vanoggend om jou te bemoedig. God wil jou 'n boodskap gee vanoggend vir jou wat dalk moeg is en afgemat is. Voordat ons begin, gaan ek jou 'n storie vertel vanoggend. Partymal hou ek daarvan om 'n storie te vertel. Daar was 'n klein arendjie in sy nes. En die wind kom op en die arendjie het opgestaan en hy wag vir sy ma om te kom voer. En hy val uit die nes uit. Hy val op die grond, hy beskadig sy arm of sy vlerk en sy been. Hinkend, pinkend loop hy rond. Bang en vreesbevange, want hy's in 'n omgewing wat hy nie ken nie. Hy was so in 'n nes gewees, so veilig gevoel, en nou ewe skielik is hy in 'n plek wat hy nie ken nie. Die onbekende, dit wat vir hom vreemd is. En terwyl hy so hinkepink en hy probeer redeneer waar sal sy ma wees of waar sal hulle wees om hom te kom help, hoor hy 'n geritsel in die bos. En hy's bang. Hy gaan sit in 'n hoekie. En hy hoor meer as een geritsel. En daar's 'n hele paar geritsels en die volgende oomblik kom daar so 'n rooi kop deur die bosse. En die eerste ding wat hierdie arendjie ervaar is dat, maar dit lyk nie soos ek nie. En die eerste geluid wat hy hoor is kulu 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 kulu. En hy's vreesbevange. Kort daarna is daar 3, 4, 5 van hulle wat deur die bos kom en hulle kom kloek om hierdie arend. Die kalkoene vind die arend. Die kalkoene, omdat hulle in 'n trop beweeg, vat hierdie arendjie in en hulle begin om te gee vir hom. Van die kalkoene wat daar so is, voer hom, laat hom onder hulle vlerk wees, hou hom warm. En die arend is dankbaar, want hy is aanvaar. Hy het 'n familie wat vir hom omgee. Soos die arend groter word, kom hy agter, maar hier is iets fout. Hy kom agter dat hierdie kalkoene sprei nooit hulle vlerke nie. Hy kom agter wanneer hy sy groot vlerke sprei en hulle so bietjie klap, dan lig hy op van die aarde af. Hy sien dat die snavels wat hulle het verskillend is van syne. Die geluide wat hulle maak is de mekaar, want almal praat te gelyk. Kulu 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 kulu. En dit maak hom deur mekaar. Hy kom agter dat wanneer hy saam met hulle loop, kry sy voete en dit seer, en hy sien sy voete is anderste as die van die kalkoene. Die kos wat hy eet saam met hulle, die neute en die sade, is glad nie lekker vir hom nie. Maar hy is tevrede, want hy is gevind en hy is in 'n familie wat omgee vir hom. En so word hy groter, en so sien hy verskil van hulle. En die binnekant hom is daar 'n wondering, en hy wonder, maar hoekom is dit so? Hoekom is ek nie deel van hierdie familie nie? En op 'n dag, terwyl hy so loop, kom hy by 'n boom, en toe hy opkyk, toe sit daar 'n uil in die boom. En hierdie wyse uil kyk na die klein arendjie en hy sê vir die arend, hy sê, wat maak jy op die grond? Wat soek jy op die grond? Hy sê, dis hoe my familie is. Hy sê, dit is hoe hulle wat my ingevat het, wat my vertroetel, wat ek geleer het. Die arend het die identiteit van die kalkoen aangeneem en begin dink dat hy is 'n kalkoen. Die uil sê vir hom, jy is nie gemaak om op die grond te loop nie. Sprei bietjie jou vlerke. En die arend sprei sy vlerke en die span van sy vlerke is groot. Die arend sê, die uil sê vir die arend, daai vlerke is gemaak om te vlieg. Daai vlerke is gemaak om bokant omstandighede te kan uitstyg. Jy hoort nie op hierdie aarde en moet loop op hierdie aarde nie. Die uil sê vir hom, vat jou identiteit
en begin om te leef wie jy is. Klap jou vlerke en styg op. En die arend kom en hy klap sy vlerke en hy's besig om op te styg en hoe hoër hy gaan, ervaar hy die ligstrome en hy ervaar hoe beweeg hy saam met hierdie ligstrome en vir die eerste keer in sy lewe voel hy vry. Vir die eerste keer het hy 'n blydskap in sy hart en hy besef, maar hierdie is my identiteit. Die kalkoene en die wêreld het my 'n vals identiteit gegee. Die kalkoen of die arend kon vir die res van sy lewe loop op daai grond of hy kon vry wees en vlieg met die identiteit wat hy het. Ons skrifgedeelte vanoggend kom uit die boek van Jesaja uit. Jesaja 40 vanaf vers 27 tot en met 31. Ek wil jou so 'n bietjie van die agtergrond gee in Jesaja. Die Israeliete is in ballingskap. Hulle is deur die Babiloniërs weggevoer en hulle is in Babel. Ons weet dat die ballingskap was deel van God se plan om hulle te straf vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. Nadat God hulle verskeie kere gewaarsku het, nadat God vir hulle verskeie kere gesê het, luister man, stop julle nonsens met hierdie afgode, glo in die wette en dit wat ek, die reëls wat ek vir julle gegee het, en julle sal geseënd wees. Maar hulle het nie. Hulle het geglo om die dinge wat aantreklik is en dit wat die mense om hulle vir hulle bied te aanvaar. En daarom stuur God hulle vir 40 jaar lank in ballingskap. En hier in Jesaja 40 is dit nou tyd, Hiskia is oorlede en is nou tyd en Jesaja is besig om vir die volk te sê, maar daar is hoop vir julle. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is hoop vir jou. Moenie moedeloos wees nie, moenie magteloos of kragteloos wees nie. Luister na die woord vanoggend. Luister na wat die Here vanoggend vir jou sê. Jy sien, die Israeliete was amper soos die arend gewees in die Babiloniërs, in die distrik van die Babiloniërs en onder die gesag van die Babiloniërs was hulle verdruk gewees. Hulle moes aanpas by die mense van Babel. Hulle gewoontes het begin en hulle het amper aangepas by die gewoontes van die mense van Babel, want dis waar hulle omring was. En hulle kla en hulle mor. En hulle vra vir hulle self, hulle sê, is God dan so magteloos? Dat ons nou onder die gesag van die Babelse gode is, het God sy mag opgegee. Kyk hoe swaar gaan dit met ons. Kyk hoe moeilik is dit, want ons is hulle slawe, ons is lankal nie meer vry nie. Ons lewe in 'n land wat nie ons eie is nie. En hulle mor en hulle kla. En Jesaja spreek dit wat God vir hom gesê het tot die volk. Ek wil hê ons moet begin vanoggend by Jesaja 40 vanaf vers 27. Israel, hoe kan jy dan sê, die Here sien nie my moeilikheid raak nie? Hoe kan jy beweer God weier om na my saak te luister? Hulle mor en hulle kla. God het ons verlaat. God is nie meer saam met ons nie. Hy het dalk moed opgegee op ons en die gode van die Babiloniërs is sterker as ons God. Dink hulle is besig om rond te loop met hulle koppe op die grond. By hulle self te wonder, maar is ons nie die volk wat God gekies het nie? Is ons nie die volk wat eintlik moet behoort in die beloofde land nie, maar ons is nou in 'n vreemde land, onder vreemde gode, onder vreemde mense in die land van die Babiloniërs. Die Israeliete het vergeet. Die Babiloniërs het sterre aanbid. Die Israeliete het vergeet dat God het die sterre gemaak en hulle in plek gesit. Hy het hulle geskep, dis nie 'n God nie. Dit wat hulle aanbid is waardeloos en nutteloos en kan niks vir hulle doen nie.
Maar omdat hulle in hulle omstandighede vasgevang was en omdat hulle gekyk het na die omstandighede, het hulle begin twyfel in God. Daar is niemand soos God nie. Ek en jy hoef nie beangs of bevrees te wees vir enige natuurlike kragte of magtige mense wat ons in een laat krimp nie. Jy sien hierdie arend het net geloop soos die kalkoene, gemaak soos die kalkoene. Ons maak soos die wêreld, want ons pas in by die wêreld en die wêreld het ons ingetrek. Ek en jy is nie 'n burger van hierdie wêreld nie. Ons beweeg deur hierdie wêreld. As Jesus Christus jou saligmaker en jou verlosser is jou burgerskap in die hemel. Dis wat dit is. Ons is net tydelik hierso. Maar ons is nie gelykvormig en gemaak volgens die wêreld nie. Jy het 'n identiteit in Jesus Christus. En ons het ons mag en ons autoriteit opgegee, want ons het ons identiteit verloor van wie ons is. God regeer. Dalk het jy vanoggend dieselfde vraag gevra. Waar is God? Hoekom hoor hy nie my gebed nie? Gee hy dan nie om vir my vanoggend nie? Kan hy nie sien dit waardeur ek gaan vanoggend nie? Het hy verander? Ek wil vanoggend vir jou sê, God het nog nooit verander nie en God gaan nooit verander nie. Wie hy is, sal vir altyd bly staan. Van die begin tot aan die einde. God hoor jou gebed. God luister en hy gee om waardeur jy gaan. Partymal laat God dit toe, as gevolg van ons eie lewe en die identiteit wat ons verloor het. Die Israeliete kan hulle self blameer, want hulle wou nie luister na God nie. Partymal kan ons onsself blameer vir die situasies waarin ons is, want ons luister nie na die woord van God nie. Nee, ons het gesê vanoggend, ons is burgers van die hemel. Maar wat se manual lees jy? Die manual wat jou hemel toe gaan vat, of die manual wat jou hier op die aarde gaan gelukkig maak? Het jy al gewonder, sit jy vanoggend hier en jy wonder, maar waar is God? Hoekom het God nog nie my gebed verhoor nie? Hoekom het hy nog nie die situasie verander waarvoor ek so lank voor vra en bid nie? Hoor hy my dan nie? Hierdie boodskap vanoggend is vir jou, om jou te bemoedig. Om vir jou te sê vanoggend, God is nog in beheer en hy luister na dit wat jy van hom vra. Hy vra vanoggend vir jou, waar staan jy in jou verhouding met my? Is ek net 'n Sondag God? Is ek net 'n emergency God? Want ons is so gewoond daaraan, dat wanneer ons in die nood is, dan wil ons bid. Dan bel ons elke persoon wat ons ken, en elke beraader wat ons ken, en elke voorbidder wat ons ken, en ons sê asseblief, bid vir my, bid vir my, bid vir my. Jy het autoriteit en mag om self te kan bid. Dis jou identiteit. Jy's 'n kind van God. God luister na die stem van sy kind. Maar ons wil rondhardloop. En ons soek bid vir my, en ons soek hierdie, en ons soek daai, en ons soek daai. Ons het lankal ons identiteit prysgegee, man. Ek wil nie eers sê ons is kalkoene nie, ek sê ons is pampoene. Is dit nie? Ons is pampoene. God het nie vergeet na jou nie. Hoor wat sê hy verder vir hulle, omdat hulle begin twyfel. Hy sê vers 28, het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Hierdie klink soos 'n harde woord vanoggend, dit wat hy vir hulle sê. Ek wil vanoggend vir jou vra, het jy nog nooit gehoor of verstaan nie? Weet jy nie dat die Here van altyd af God is nie? Het jy dit vergeet? Kom aan, wees eerlik met jouself vanoggend. Het jy dit vergeet? Het jy vergeet jou identiteit? Het jy so gewoond geraak om te koelo saam met die ander kalkoene in die wêreld, dat jy vergeet het, dat jy is eintlik 'n arend? Hy sê hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of gedaan nie, en niemand kan die dieptes van sy insig meet nie. Hy sê, dis God.
Niemand kan vir hom voorskryf nie, niemand kan vir hom sê wat om te doen nie. God doen soos wat hy goed dink, en hy sal die beste doen vir hulle wat hom lief het. Is dit nie wat die woord sê nie? Alles werk ten goeie mee vir hulle wat hom lief het. Miskien moet daar 'n hartsverandering in ons wees. Ek het baie maal al gesukkel en gestruikel en gesê, Here, dalk weet ek nie hoe om lief te hê nie. Jy word groot in 'n groot familie van 6 kinders. My pa is op 'n jong ouderdom oorlede en my ma moes sorg vir 2 jonger broertjies. Partymal het die liefde ontbreek en ons het ons liefde van God het dalk ontbreek iewers as gevolg van dit wat ons gesien het van die omstandighede om ons. Wanneer laas het jy vir hom gesê, Here, ek het U lief. Here, ek het U lief want U het my eerste lief gehad. Ek het die dood verdien, maar U gee vir my lewe. Ek was geklee in die vuilste kleed, maar U het my 'n skoon kleed en 'n regverdige kleed gegee. Niemand kan God se gedagtes bepaal of vir hom voorsê wat hy moet doen nie. As jy vanoggend dalk 'n vooropgestelde idee gehad het en gesê het, ek het dit gedoen toe ek nog jonk was. Ag Here, laat my net matriek slaag en ek sal alles doen wat ek kan vir U. Ag Here, laat ek net deurkom asseblief. Partymal luister God en partymal gee God nie vir jou wat jy voorvra nie. Maar ek wil hê jy moet weet vanoggend, niemand kan God se gedagtes aangaande jou bepaal nie. En hy gaan jou help en hy gaan jou deurdra. Moet hom net nie 'n God maak van emergencies wanneer ek hom nodig het nie. Weet dat hy is in beheer vanoggend. Het jy al vergeet van al die dinge wat God in jou lewe vir jou gedoen het? Kan jy onthou toe hy jou deurgedra het in jou moeilikste tyd? Ons is so maklik om te betwyfel en te bevraagteken, maar waar is God? Dan vergeet ons wat gebeur het. Dan vergeet ons van die tyd toe jy in die moeilikheid was en God vir jou uitkoms gegee het. Ons vergeet dalk van die tyd wat daar nie kos in jou kas te was nie, maar God het voorsien op 'n bonatuurlike manier. Ons gee dinge prys en dan vergeet ons. Kan jy nie eers een keer onthou van sy beskerming, sy goedheid, sy guns nie? Ons fokus verander so maklik, dat ons skuif dit van God af na ons omstandighede. Ons skuif dit na 'n woord vanoggend waar ons bemoedig word en opgelig word, waar ons weet God is in beheer, na Dinsdag en Woensdag, hoe gaan ek deur die maand kom? Kan jy nie onthou in die vroeë tye toe God jou deurgedra het nie? Hy het nog nooit verander nie. Hy is nog altyd daar vir my en vir jou. Die Israeliete was in 'n benarde posisie as gevolg van hulle hardvogtigheid, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, as gevolg van hulle rebellie. Jy sien, dis verkeerd. God hou nie daarvan nie. Hy's 'n soewereine God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power. Hy's 'n soewereine God. En hy haat hierdie goed. Hy haat dit wanneer daar selfs minagting is vir God. Wanneer ek saam met die kalkoene kulu oor die vuil grappe. Kulu oor die rasisme. Kulu van my broers of susters wat in die gemeente is. God haat dit. Dit is nie iets wat vir hom goed is nie. God het hulle gewaarsku deur die verskeie profete. Jesaja, Jeremia, al die profete wat hy gestuur het, Jesegiel wat hulle gewaarsku het. Hoeveel keer het jy nie al 'n preek gehoor wat jou gewaarsku het nie? Het jy ag geslaan op daai preek? Het jy jou lewe verander? Het jy 'n omkeer gemaak? God wil hê jy moet 'n omkeer maak. God wil hê dat die woord wat gepreek word vir jou, moenie net hier op dooie grond val of op harde grond val nie. Dit moet op vrugbare grond val en dit moet jou kan leer en jou kan onderrig en jou kan stig en jou kan help om jou bediening uit te leef vir dit waarvoor God jou geroep het.
Die arend was gemaak om te vlieg. Nie om saam met die mens, saam met die kalkoene op hierdie aarde rond te loop en te soek vir neute en goed wat sy snavel nie kon kraak nie. Het jy jouself dalk nie in hierdie posisie geplaas, waar jy vanoggend vra, maar waar is die Here nie? Ons is so maklik om nie te herken as ons fouteer nie, en ons soek so maklik na blame shifting. Kom ons gee iets anderste of iemand anderste die skuld. Miskien in jou hart het jy al vanoggend vir God die skuld gegee. Maar Here, as jy daar was. Iemand deel met my en hy sê vir my en hy praat met my. Hy het gaan bid vir sy ma in die hospitaal. En sy ma was op stage 4 kanker en die dokters het nie vir haar meer hoop gegee nie. En hy gaan bid vir sy ma en hy bid, hy sê, Here, laat U wil geskied. En die familie is kwaad. Die familie is kwaad, maar hoekom het jy nie genesing gespreek oor daai liggaam nie? God is in beheer. Laat U wil geskied. Jy sien, daai vrou het daar gelê, daar's nie veel wat hulle vir haar kon doen nie, sy het al haar menswaardigheid en dit verloor, maar die familie wou so graag vashou. Hulle wou so graag gaan nog al by haar gehad het, maar God het geweet waardeur sy gaan en wat is die probleme wat vir haar voorlê, en hy is 'n liefdevolle God, en hy besluit, dat dit is haar tyd is verby op hierdie aarde. Hy sê vir my, die familie is so kwaad vir my, omdat ek nie gebid het, sy moet gespaar word nie, maar omdat ek gevra het, God U wil. Hou ek en jy nie dalk vir God op 'n afstand nie? Het ek en jy werklik ware rede vanoggend om God te bevraagteken? Al is dit so, dat jy hom bevraagteken vanoggend, wil ek vir jou sê, hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hy weet van jou. Hy maak 'n belofte aan jou vanoggend. Vers 29. Hy gee krag aan die wat moeg is. Maar jy sê, pastoor, ek is moeg gebid, ek bid al so lank. Hy maak die kragteloses sterk. Hoor die belofte wat hy gee vanoggend. Hy sê, wanneer jy moeg en wanneer jy bemoeid is, hy sal jou sterk maak. Hy sal jou nuwe krag gee. Hy sal jou oplig bo daai omstandighede, omdat jy sy kind is, en hy sal maak dat jy kan sweef bo die omstandighede. Omstandighede sal jou nie kan onderkry wanneer jy geanker is in Jesus Christus nie. Wanneer jou hoop en jou vertroue op hom is, en nie om die dinge wat hier om jou aangaan nie. Hy sê, hy sal jou krag gee. Nie miskien nie, nie dalk nie, of eendag nie. Hy sê, ek sal vir jou krag gee. Hy sal jou sterk maak om deur te gaan dit waardeur jy vanoggend gaan. Dit waardeur jy gaan waar jy bevraagteken het, wat sê, waar is God? Hy sal vir jou die krag gee om dit te kan oorwin. Hy gee vir ons hoop. Die Israeliete was moeg na 40 jaar van ballingskap. En God gee vir hulle ook hierdie belofte. Julle is moeg, maar ek gaan julle terugvat. As ons verder lees in Jesaja, dan kom ons agter dat die Here sê vir hulle, hy sê vir hulle, ek gaan julle terugvat na julle land toe, ek gaan julle herstel, die tempel sal herbou word, alles sal doen soos wat dit moet wees. Hou net goeie moed. Miskien voel dit al vir jou soos 40 jaar. Ek wil vir jou sê vanoggend, hou goeie moed. God sal vir jou die deurbraak gee en hy gaan vir jou die krag gee. Skep moed, dit gaan verbygaan en God sal iets niets vir jou doen. Net soos wat God vir ons 'n belofte gegee het, ek sal iets niets doen, nie net vir julle nie, maar ook vir hierdie gemeente. So hou ons vas aan hierdie belofte. Jy sien, God se tyd is sy tyd. Nie hoe ek dit bepaal nie, nie hoe ek dit vir hom wil voorskryf nie. As jy nie nou 'n plan maak nie, Here, dan gaan soek ek aan 'n kerk. Is dit nie hoe ons probeer manipuleer nie? Is dit nie hoe ons probeer voorskryf vir God nie? Ek kan dit nie doen nie. Vers 30. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val.
Hy praat nie hier van kinders nie. Hy praat van jong gelowiges. Jong gelowiges, wat aan die brand is vir die Here. Kan jy onthou toe jy die eerste liefde gehad het? Ek het vir alles gebid. As ek iets gesien het, dan het ek al voor gebid. So aan die brand was ons en alles. Maar selfs die jong gelowiges struikel en val. En wanneer hy struikel en val, partymal is hy moedeloos. Partymal is hy soos daai arend, hy het geval en hy is nou omring deur hierdie mense en hy kyk nie op na die omstandighede of hy kyk nie op na God toe nie en hy laat toe dat die wêreld hom lei, want die wêreld sê so maklik, jy's nie goed genoeg nie. Die wêreld sê so maklik vir jou, verkeerd gedoen, God het jou nie meer lief nie. Die wêreld vat jou identiteit van jou weg. Hy sê selfs jong mense sal struikel en sal val. Hulle wat standvastig en hulle wat aan die brand is nog in die geloof. Die wêreld is vol slaggate. En niemand wat hier kan sit nie, nie eers ek nie, gaan nooit kan sê, ek sal nooit eendag val nie. Ek kan my nie op 'n pedestal sit en sê ek is perfek en ek gaan nooit eendag val nie. Ek is geanker in die Here en hy is my fokus en hy is my leidsman en my raadsman. Maar wanneer ek toelaat om weggetrek te word en onder die kalkoene te wees, dan gaan ek val en dan gaan ek struikel. Maar solank my fokus gerig is op die Here, sal hy my behoed en bewaar. Sy woord is 'n lamp vir my voet en ek sal nie struikel nie. Is dit nie 'n belofte wat hy vir my en vir jou gee nie? Is die woord van God nie daarom vir my en vir jou te lei en vir ons op die regte pad te hou nie? As ek nie tyd spandeer in die woord van God nie, dan laat ek toe dat ek kan val en kan struikel. Daar's 'n woord in die volgende vers. Maar. Kyk wat sê hy in die volgende vers, vers 31. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Skuif jou hoop, skuif jou identiteit. Begin weer om te fokus op die Here. Begin weer om te glo, begin weer om uit daai gemaksone van die wêreld uit te kom en te wees wie jy is. Jy's 'n kind van God, jy's 'n arend gemaak om te kan vlieg bo jou omstandighede. Jy is die skouspel of die trofee van God, as ek dit so mag stel. Hy sê sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nie vermoeid raak nie. Die woord maar en sal. Maar as jy jou hoop op die Here sit vanoggend, dan sê hy vir jou, ek sal jou nuwe krag gee. Wanneer jy jou kop vanoggend oplig en jy sê, soos wat hulle sê in baie van die kerke, ek lig my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Vergeet van die wêreld en die kalkoene om jou en lig jou oë op en begin kyk. Die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle sal loop en nie vermoeid raak nie. Jesaja 46 vers 9 tot 10 sê die volgende. Dink aan wat ek lank gelede gebeur het. Ek is God. Hy sê, dink aan daar waar jy was, toe ek jou gaan uithaal uit die modderpoel uit. Toe jy daar tussen die varke gesit het en jy die pele van die varke geëet en jy het gevoel jy's niks werd nie. Kan jy onthou ek het jou opgelig? Kan jy onthou my seun Jesus Christus het gesterf aan die kruis en sy kleed van geregtigheid is op jou geplaas en jou vuil kleed is op hom geplaas en jy is 'n kind van God gekoop deur die bloed van Christus? Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gebeur nog voordat dit gebeur. Wat ek besluit voer ek uit, wat ek wil, doen ek. Ek en jy kan nie vir hom voorskryf nie, ek en jy kan nie vir hom bepaal van wat moet gebeur nie. Die punt wat ons vanoggend uit hierdie gedeelte uit, die eerste punt is, God is in beheer.
Nie jy nie. Begin om jou fokus te skuif en te sê, Here, U is in beheer van hierdie situasie. U is in beheer van dit wat gebeur het. Vertrou sy goedheid en in sy wysheid. Dinge gaan nie altyd soos wat ek en jy wil nie, maar God weet, wat is die beste vir jou? God weet, en op die regte tyd gaan hy vir jou die uitkoms gee, vir die regte tyd sal jy verbaas staan, en jy sal jou hande slaan, en jy sal sê, maar hy is God. My wil en jou wil is nie altyd God se wil nie. Jesaja 41 vers 10, hoor jy die woord wat hy vir jou gee vanoggend, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Daar waar jy vanoggend voel en jy vra, en dalk voel dit vir jou, hy is ver van jou af, sê hy vanoggend vir jou, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek het die hemel en die aarde gemaak, en die sterre en alles soos dit, sal ek nie kan doen dit wat ek sê nie. Sal ek nie jou pad vir jou kan gelyk maak nie. Sal ek nie die storm in jou lewe stil maak nie. Sal ek nie vir jou die uitkoms gee nie. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Die regterhand, nie die regterhand. Tweede punt wat jy vanoggend moet hoor uit hierdie preek uit. Eerste een, God is in beheer. Tweede een, jy is nooit alleen nie. Kind van God, God is met jou. Selfs in hierdie stryd wat jy van jou vanoggend deurgaan. Hy laat jou nie alleen nie en hy vergeet ook nie van jou nie. Sê Romeine 8 nie vir ons dat daar is niks wat ons kan skei van sy liefde nie. Of het ons dit ook al vergeet? Want daar is so baie stof op my Bybel, ek het so lanklaas net bietjie geblaai deur my Bybel. As jy vanoggend alleen voel, wil ek vir jou sê, moenie alleen voel nie, want God is saam met jou. En hy is by jou. En hou moed en glo. Johannes 16 vers 33 sê, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef. Hy praat met my en jou, hy praat met die gelowiges, hy praat met die disippels. Ek en jy is 'n disipel van die Here. Hy sê jy gaan swaar kry. Dit gaan met jou gebeur. Daar's die woord maar. Skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Skep moed. Ek het al reeds die oorwinning behaal. Hebreërs 6 vers 19. Hierdie vooruitsig is soos 'n betroubare en 'n stewige anker. Dit wat hy sê is jou anker. 'n Anker wat onbeweeglik vasgemaak is in die allerheiligste van die hemelse heiligdom, net agter die binneste gordyn. My derde punt vanoggend, deur dit alles, is daar hoop vir ons in hierdie tyd waardeur jy nou gaan. Daar's iemand agter die gordyn wat besig is om in te tree en besig is om te werk. Ek en jy sal altyd swaar kry, verdrukking, teenkanting op hierdie aarde kry. Want hy waarsku vir ons sodat hy sê dis wat met jou gaan gebeur as jy 'n kind van God is. Dit is wat gaan gebeur omdat jy in my naam die evangelie gaan verkondig. Dit is wat gaan gebeur omdat jy opstaan en vas staan. Maar daar's 'n vooruitsig vir ons van 'n betroubare hoëpriester wat sit aan die regterhand van God agter die gordyn, en hy sal onbeweeglike anker vir my en vir jou. Niks gaan hom beweeg nie. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, daar's weer die woord maar. Die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende, hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Dis die belofte wat hy vir ons gee. Psalm 27 vers 17. Vertrou op die Here. Word wakker, vertrou op die Here, wees sterk en skep moed. As jy so 'n bietjie afgedous het vanoggend, al hoor jy net hierdie woorde vanoggend, vertrou op die Here, wees sterk en skep moed. Ja, vertrou op die Here.
Moenie vertrou op die kalkoene wat vir jou advies en dit wil gee en hulle gaan jou eintlik in die afgrond invat nie. Raak stil en gaan sit voor die Here. Raak stil en kry die verhouding weer terug wat jy het met God as sy kind. Wag getrou op die Here. En terwyl jy wag, weet dat hy is in beheer. Weet dat hy is saam met jou. Weet daar is vir my en vir jou hoop. Ons sal nuwe krag kry. Soos 'n arend kan jy hoog vlieg bo jou omstandighede. Wees sterk. Skep moed. Lig jou kop op. Want dis wie jy is in Christus. 'n arend. 'n koningskind. Ek sluit af vanoggend Hebreërs 13 vanaf vers 15b gedeelte. Onthou dat God die versekering gegee het. Ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Vat hierdie woord vanoggend, hou dit vas hier naby in jou hart. Wanneer dit vir jou voel, wanneer jy wil vra, maar Here, waar is U dan nou? Vat hierdie woord, ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Psalm 139 vanaf vers 13 tot 16. U het self my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar en ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes van die moederskoot. U het my gesien voordat ek gebore is. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Wow. God weet alles van jou af. En as jy deur hierdie tyd gaan, ek wil jou bemoedig vanoggend. Ek wil jou bemoedig vanoggend, hou vas. Hou vas. Die storm kom en die storm gaan en die son gaan weer skyn. God sal jou nooit te veel alleen los nie. Romeine 8 vers 28 tot 30. En ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. God het jou geroep as 'n arend. Want God het hulle reeds vooruit geken. En hy het hulle aangewys om net soos sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, aan hulle het hy heerlikheid gegee. Hy het jou vrygespreek. Daai kettinge wat jy moet bind op hierdie aarde, het hy losgemaak. Hy het hulle afgebreek en het jou vrygemaak sodat jy kan opstyg bo jou omstandighede. Ek wil hê jy moet hierdie 3 punte vanoggend saam met jou vat wanneer ons hier gaan uitstap. God is met jou en hy sal jou nooit verlaat nie. Nie volgens sy keuse nie, miskien jou keuse. Maar God gaan jou nie verlaat nie. Jy is geliefd, kosbaar en waardevol. In Christus Jesus is daar altyd hoop. Hy sal altyd vir ons die uitkom gee. Ek wil vanoggend vir jou sê, weet wie jy is. Ken jou identiteit. Moet jou nie self insien as 'n kalkoen wanneer jy 'n arend is nie. Moenie luister na die gekoelo en die dinge hier om jou en die stemme wat hier om jou wil vir jou vertel. 'n arend, 'n kind van God, dis wie jy is. In hierdie wêreld vir sy doel, maar nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Hulle wil ons soos kalkoene en pampoene laat voel. Steur jou nie daaraan nie. Die bloed van Christus sal jou beskerm en jou toemaak, solank jy weet wie jy is in hom. Maar vlieg hoog, jy's anderste. En wanneer dinge nie lekker lyk nie, wanneer dinge ongemaklik voel, wanneer dinge nie so lekker proe nie, hou moed en weet God is in beheer. Hou moed en weet hy is saam met jou. Soveel keer deur die woord in die Ou Testament, Nuwe Testament sê hy vir jou, moenie bevrees wees nie, ek is met jou. Het hy nie sy gees vir my en vir jou gegee om te woon in ons, sodat ons nie wese sal wees nie? Weet vanoggend jy's geliefd en jy behoort aan hom.
Hy sal die wag hou oor jou. Mag hierdie woord jou vanoggend bemoedig. Mag hierdie woord vanoggend jou laat opkyk.